Dit is vir my belangrik om te weet wie my skepper is, en vir my belangrik om te weet dat ek 'n pad saam met my liewe Vader stap. En dis wat hy wil hê. Hy wil hê ons moet hom eer, ons moet vir hom dankie sê, ons moet hom prys. En dit is presies wat ek wil doen. Ek wil sy pad loop. Ek wil so gelei word deur my Heilige Gees dat ek weet dat dit wat ek môre doen of dit wat ek vanaand doen is omdat hy my soontoe lei. Dit wat ek oor praat, dit wat ek oor skryf, dit wat ek sing, die stories wat ek vertel is natuurlik iets wat hy wil hê ek moet doen. Dit is uit my hart uit en hy maak my hart rein. En dit is vir my belangrik net om vir myself om te weet dat ek die Here se pad loop. Elke oggend my Bybel lees, tyd maak vir stilte tyd. Ja, dis vir my, dis hoekom dit vir my belangrik is. Dit is nie om enigsins af te wil show, as ek dit so kan noem nie. Ek skryf dit dat ek self weet ook, dat ek self weet. Dis 'n reminder vir myself om te weet, jy is nie besig om jou eie pad en jou eie planne te maak nie. Nee, die Here kan. Ek dink hoop is vir my belangrik om vir die mense net te sê, en vir die mense laat hoop kry. Hoop is 'n ding wat in jou is. Dis undeniable, as ek dit so kan noem. Vir my is dit 'n besluit wat ek moes maak om te hoop dat dit wat ek kies as my karier, om te hoop dat dit uitwerk. Want dit is unpredictable. Dit is nie iets wat jy in 'n boek kan lees en jy weet wat die uitkoms gaan wees nie. So dit is belangrik om hoop te kan hê. En dit was my groot hoop in my lewe, is om te hoop dat hierdie wat ek kies vir my pad vorentoe genoeg sal wees om my te kry tot waar die Here my wil hê, en om my te kry waar ek 'n suksesvolle loopbaan kan lei. En ja, dit was 'n groot hoop. Ek meen, want ek het daai besluit gemaak toe ek baie jonk was, baie jonk was. So ek dink dis hoekom hoop vir my so 'n belangrike ding is. Nee, daar was beslis 'n insidentjie waar ek my familie verskriklik nodig gehad het, hulle ondersteuning. Alhoewel ek dit van die begin af gehad het, was dit net hierdie een keer wat ek dit nodig gehad het. Ek het ingeskryf vir Idols, ek kan nie presies die jaar onthou nie, 2011, 12 of 13 daar rond. En die hele familie het saamgekom Calder City toe, en natuurlik 'n dag daarvan gemaak. En ingegaan, my audisie gedoen, uitgekom, teruggegaan, ek weet nie, 2 of 3 keer moes teruggaan. En ja, toe die laaste keer wat ek ingegaan het, uitgekom het, sê hulle nie, ek gaan dit nie maak nie. En ja, dit was teleurstellend, maar die familie het my so gedra. Ek het nog steeds daar uitgestap in 'n absoluut soos 'n wenner gevoel met hulle ondersteuning en hulle ja, opbouende kommentaar. Ek meen, ek kan glad nie kla oor my wonderlike familie en die ondersteuning wat hulle my gee nie.